Goeiedag almal, dit is Theo. Jy weet, ten spyte van die feit dat Samuel Dawid gesalf het om die volgende koning van Israel te wees, het hy jare lank gevlug vir sy lewe. Saul het eers probeer om Dawid in 'n posisie te plaas waar hy doodgemaak sou word, en toe dit nie gewerk het nie, het hy openlik probeer om Dawid self dood te maak. Verder het Dawid ook groot ontberinge verduur weens die onregverdige beskuldigings teen hom. Op 'n stadium moes Dawid maak asof hy kranksinnig was net om sy eie lewe te red. Hy is verraai deur mense wat hy gehelp en verlos het. Hy is gejag ten spyte daarvan dat hy niks verkeerd gedoen het nie. Maar Dawid het nooit moed verloor nie. Maar te midde van al die lewensgevaarlike uitdagings, luister net hoe het hy gebid om die Here se leiding en beskerming te kry. Psalm 27 vers 11 en 12. Here, vat my hand en lei my op 'n pad sonder slaggate. Moenie dat my vyande oor my seevier nie, want hulle vertel leuns oor my en ander wil my met geweld vernietig. Nou die vraag, hoekom het Dawid nie tou opgegooi nie? Die antwoord is dat hy ten spyte van alles wat met hom gebeur het, hy steeds geglo het dat die Here God gaan doen wat hy beloof het, dit wat hy gesê het. Psalm 27 vers 13. Dit is net my geloof en verwagting van die Here en sy goedheid wat my elke dag staande hou. O, as ek dit daarom nie geglo het nie, sê Dawid. Weet, soms wanneer ons deur moeilike tye gaan, kom ons in die versoeking om die goedheid en die getrouheid van die Here uit die oog te verloor. Die Here het nooit beloof dat alles maklik en voorspoedig sal gaan nie, maar hy het beloof om ons nooit te verlaat nie, en hy het beloof dat hy ons krag en wysheid sal gee om elke uitdaging wat ons in die gesig staar te bowe te kom. En onthou altyd, veral te midde van donker tye in jou lewe, maak nie saak hoe lank dit neem nie, die Here sal jou help. Hou net aan, hou net moed en moenie tou opgooi nie. Psalm 27 vers 14 sê Dawid, wag op die Here en stel gedurig al jou hoop op hom. Hou moed, wees sterk en moenie die handdoek ingooi nie. Ja, wag op die Here. Die woord wag in hierdie vers is die kragtige Hebreëse woord kavah, wat beteken om jouself aan die Here stewig vas te bind met hoop, met afwagting en verwagting, en om gedurig in sy teenwoordigheid te bly. Wag op die Here en stel gedurig al jou hoop op hom. Hou moed, wees sterk en moenie handdoek ingooi nie. Ja, wag op die Here.